Goeienaand, welkom by hierdie oordenking Dinsdag aand as u nou dageliks daarna sou kyk. Ek hoop dat die dag mooi was en dat dit met u goed gaan. Dit is 'n moeilike tyd waarin ons lewe, dit is 'n uitdagende tyd. Ek wat nou al nie meer 'n kind is nie, ek kan nog onthou hoe my ouers vertel van die 1918 griep, waarin so baie mense oorlede is, en miljoene is oorlede. En wat ek nooit geweet het nie, is dat daai griep 2 jaar lank aangehou het, dit ek nou gelees toe hierdie pandemie die wêreld tref. Dit is 'n moeilike tyd, maar mense kom daardeur en vanaand gaan ons voort met ons tema oor hoe help die Heilige Gees ons om te leer, wat beteken dit om disippels, leerlinge, volgelinge van Jesus Christus te wees. En die tema van vanaand is dat die Heilige Gees het gekom en hy help ons om onsself as mededeelsame mense te verstaan. Voordat ons saam lees uit Handelinge 2 en uit Handelinge 4 'n paar verse, kom ons buig ons hoofde in gebed. Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U as die God wat vir ons die lewe gegee het, wat ook vir ons ingeroep het in die lewe in, en wat vir ons ingeroep het in disippelskap, om leerlinge van Jesus Christus te wees. O Gees van God, U wat in ons woon, gaan ook vanaand voort en elke dag voort, met dit waarvoor U gekom het om in ons te bly, om vir ons te leer wie die Vader en die Seun is, en hoe die lewe wat ons ontvang het, geleef word. Seën ons by die hoor van U woord en by ons dink daaroor. Amen. Nou, ons skriflesing vanaand kom uit Handelinge hoofstuk 2. Ek gaan een van die 2 verse weer lees wat ons gisterand gelees het. Ek moet eintlik 43 tot 47 weer lees, maar laat my terwille van die tyd net 44 en 45 lees. Al die gelowiges was eensgesit en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. En dan as u sou kon blaai saam met my na Handelinge hoofstuk 4, vers 32 tot 37 is weer so 'n mooi verhaal. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Lewiet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moet inpraat. Josef het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Nou ek lees dit nou nie vanaand nie, maar die van u wat nou al lank die Here volg en die Bybel liefhet, u weet dat hoofstuk 5 dan die verhaal vertel van Ananias en Safira, wat ooreengekom het om nie eerlik te wees nie en net 'n gedeelte gebring het van wat hulle sê, hulle die grond voor verkoop het. Nou, dit gaan dus vanaand oor die Heilige Gees wat ons help om onsself te verstaan as mededeelsame mense. Ons is mos nou bewus daarvan dat die Here vir ons geroep het om sy disippels te wees, sy leerlinge. Ons leer by hom dat om te volg is om te leer hoe om te leef. Ons leer by ons Here en Verlosser, hoe leef 'n mens die lewe wat God ons gegee het? Hoe moeilik hy ook al mag wees. En een van die dinge wat ons dan in die Handelinge boek leer, is dat die Heilige Gees hierdie klomp disippels help om hulle eensgesindheid te verstaan, ook as deel met mekaar. Ek gaan dit nog 'n slag sê, om hulle eensgesindheid te verstaan, ook as deel met mekaar. Niemand het gebrek gely nie. Gelowiges is so eensgesind dat jou behoeftes vir my belangrik is.
En as ek dan in staat is om daarin te kan voorsien, dan is dit my roeping. Dit is deel van my disippelskap. Dit leer jy by Jesus. Ons weet nie wanneer hy dit gesê het nie, maar die apostel Paulus haal 'n woord van hom aan, wat nêrens in die evangelie staan nie, dat hy sou gesê het, dit is saliger om te gee, as om te ontvang. En eensgesindheid lyk vir my, dit maak dit in jou wakker. Dat die ander se belange so belangrik raak, dat jy soos die Bybel elders sê in Filippense 2, as jy dit wil gaan naslaan, dat jy nie net aan jou eie belange dink nie, maar ook aan die belange van ander. Want hulle is broers en susters. Hulle is in die taal van Handelinge mede-volgelinge van Jesus. Hulle leer ook maar by dieselfde Jesus hoe om die lewe te lewe, soos wat ek by hom leer hoe om die lewe te lewe. En deel daarvan is dan dat hulle hierdie genade wat hulle ontvang het, uitdeel. En dit beteken dan in ons teksgedeelte vanaand ook spesifiek fisies uitdeel. Daar staan minstens 2 keer in Handelinge 2 en in Handelinge 4 dat hulle so ver gaan in hulle eensgesindheid en in hulle deel met mekaar, dat hulle selfs verkoop wat hulle besit en dit uitdeel, want mede-disippels mag nie gebrek ly nie. En as hulle gebrek ly en ek het, dan word dit genade wat jou amper verplig tot uitdeel. En mense gaan dan ver en doen geweldige dinge om te hê, om te kan uitdeel. Ons wat nou in ons land en in die wêreld deur hierdie ongelooflike pandemie gaan, waardeur ons nog nie is nie en wat niemand eintlik eers weet wanneer ons gaan daar uitkom nie en hoe gaan die lewe na COVID-19 lyk. Ons het mos nou verhale om te vertel vir die res van ons lewe. Oor hoe dat mense uitdeel. Ek is so hoopvol dat die goed opgeskrywe gaan word. Want dit is eintlik oorweldigend. Ek kon gisterand nog weer saam met Marlies die nuus kyk en sien hoe dat boere in die Wes-Kaap enorm groot trokke vol bak van vrugte, van vars groente. Ons sit in 'n oomblik later en ons kyk na CNN en hulle het 'n berig oor hoe dat 'n hotel in Las Vegas, die ou groot stad, waar mense eintlik net gaan omdat hulle gierig is en nog meer wil hê, dat die hotel sy hele enorme parkeerterrein omskep het in 'n soort van 'n drive-through, waar mense wat nie kos het nie kan deurry en elkeen kry 'n pakkie kos. En mense oor 'n tyd, oor die mededeelsaamheid van mense in hierdie land en rondom die wêreld. En dis eintlik die normale manier van kerk wees. Daar mag mos in Israel eintlik nie armes gewees het nie. Daarom moes grond elke 7 jaar rus. Daarom moes grond elke 7 maal 7 jaar teruggaan na sy oorspronklike eienaar toe. Want daar mag eintlik nie in Israel armes wees nie. En in hierdie lewe wat Jesus vir ons kom skenk het, help hy ons om dit weer te herontdek, dat ons so eensgesind is, so bind rondom sy persoon, dat sy barmhartigheid deel word van ons lewe. Ek gaan net na een van daai momente verwys in sy eie lewe. Daar staan byvoorbeeld in Markus hoofstuk 6 dat die Here Jesus se disippels teruggekom het na hulle stuur, hulle is moeg en hy vat hulle 'n bietjie eenkant amper half so asof hy hulle breek wil gee van die normale daaglikse lewe. Toe hulle land waarin hulle oorvaar, toe is daar 'n skare mense. En van die vakansietjie kom niks. Toe hy hulle sien staan daar in die Nuwe Testament in die Griekse taal, het hy vir hulle innig jammer gevoel. Sy ingewande het in beweging gekom. Hulle het nie. En hy begin 'n preek en uiteindelik gee vir hulle kos. Want die bietjie wat ek bring, word mos in die hande van Jesus altyd meer. Eintlik word dit nie meer nie, dit word genoeg om te voorsien in die behoeftes van mense wat nie het nie. Dis genade wil uitdeel. Nou,
Ek moet dit tog ook vanaand sê, want ek dink die Heilige Gees help ons daarmee. En as ek die Handelinge-boek reg lees, dan het hy die eerste disippels daarmee gehelp. Hulle gee nie om te kry nie. Daar is mos in die Christelike wêreld so 'n soort van 'n beweging, dit word baie keer die voorspoedsgodsdienst genoem, dat as jy meer gee, sal jy meer kry. Daar is dalk iets daarvan waar. Maar ons gee nie om te kry nie. Ons deel omdat ons ontvang het. Ons deel wat ons het. Ek het groot geword in 'n wêreld wat nie noodwendig in geld ryk was nie, maar wat ryk was in barmhartigheid. En daar was net altyd nog plek vir iemand. En as 'n vurk val of 'n mes val, dan sê jy, ons kan 'n hongergas verweg, kom ons dek. Daar moet eintlik half by ons eettafels altyd 'n oop stoel wees met 'n ekstra gedekte plek vir die mense wat nie het nie, want ons het. Ons deel uit omdat ons het. Of wat ek het andersom nog sê, ons deel uit wat ons het, want ons het ook nie altyd alles nie. Maar dit tref my van mense wat baie keer soveel minder het as ek, dat hulle altyd genoeg het om uit te deel. Kollegas wat my goed ken, die weet dat dit by my half soort van 'n slagspreuk geword het, dat ek het nog nooit 'n missionale gemeente, 'n gestuurde gemeente, arm of ryk gesien nie, maar altyd genoeg om uit te deel. Ek sluit hierdie aand af deur so 'n bietjie te reflekteer, as my kollegas wat die skyfies vir my aan mekaar sit, dit sou kon wys, op wat in die Bybel nou ons Christelike rentmeesterskap genoem word. Want hierdie mededeelsaamheid, waarmee die Heilige Gees ons help, die kom eintlik uit Genesis uit. Ons skepping vertel dat ons aangestel is om te kyk na en te sorg vir. Om te kyk na en te sorg vir dit wat God aan ons toevertrou het. En daarom staan daar in 1 Korinte 4 vers 1, dat ons so gesien moet word as dienaars van Christus, bestuurders, aan wie die geheimenisse van Christus en van God toevertrou is. Hierdie hele skepingsorde is aan ons toevertrou en ons kyk uit dankbaarheid daarna. En ons sorg uit dankbaarheid daarvoor. 'n goeie ou kollega van my wat nou al oorlede is in Princeton in die VSA, professor Dick Armstrong, het die ongelooflikste formulering gesê oor uit hierdie Christelike rentmeesterskap, ons kyk na en sorg vir, vloei dan ook ons finansiële rentmeesterskap. En dit het 4 goedjies op die tafel. Hoe kry ek die geld wat ek het? Hoe het ek dit gemaak? Was dit op 'n eerlike manier? Wat gee ek van die geld wat ek gekry het, gemaak het? Derdens, wat maak ek met die geld wat ek hou? Hoe bestee ek dit? Is ek verantwoordelik in my besteding daarvan? En die 4de dimensie van Christelike finansiële rentmeesterskap is, wat beplan ek vir die geld wat ek nalaat? Hoe gaan die koninkryk van God baat by my boedel? Christene dink net anders oor besittings. Ons dink anders oor wat God aan ons toevertrou het. En daarom, ag broers en susters, die Heilige Gees het gekom en hy help ons om ons mededeelsaamheid beter te verstaan en beter te verwerk. En dis mos nou half daarom logies dat vers 47 van hoofstuk 2 dan sê, die gemeente, die omgewing, die dorp, die stad, Jerusalem, was hierdie klomp mense goedgesind. Jy kan nie soveel goedheid belewe en kwaad begin praat van hierdie klomp Christene wat so mededeelsaam is nie. Hulle mededeelsaamheid maak dat die omgewing hulle goedgesind is. En ek herhaal dan weer die woorde van vers 47, en die Here het elke dag die wat gered is by hierdie gemeente gevoeg. Was Leslie Nieuwbegin dan reg? Die enigste manier om die goeie nuus van Jesus Christus verstaanbaar te maak, is 'n gemeente wat dit glo en wat dit leef. Gees van God, U wat in ons woon, help ons om te deel. Amen.
Amen.